Goeiedag graad 9's, welkom by Tuma Mina Teaching. Jy's ingeskakel vir jou 5de les in kwartaal 3. Nou ons is klaar met al die teoretiese lesse. In vandag se les gaan ons 'n bietjie kyk na loopbaankeuses. Ons weet in hierdie kwartaal is dit belangrik vir jou om as 'n graad 9 leerder te besluit watter vakke jy volgende jaar wil neem en ons wil graag vir jou leiding gee oor wat dit sal behels as jy besluit om rekeningkunde, besigheidstudies of ekonomie as 'n vak te kies. En dan gaan ons ook sommer 'n bietjie met 'n paar mense gesels wat in hierdie vakke loopbane vir hulle self gevestig het. My naam is Juliana Lou en hierdie is my bydrae tot Tuma Mina Teaching. Waar is ons nou? Dis reg graad 9's. Ons is by die kantore van die Reserwebank van Suid-Afrika. Primêre mandaat van die Suid-Afrikaanse Reserwebank is om die waarde van ons geldeenheid, die rand, te beskerm in belange van gebalanseerde en volhoubare ekonomiese groei. Die SARB, of dan nou die Suid-Afrikaanse Reserwebank, se statutêre mandaat is om finansiële stabiliteit in Suid-Afrika te verbeter en te beskerm. Graad 9's wat dit basies net vir ons sê, hierdie fancy definisie vir ons sê, is dat die Reserwebank se verantwoordelikheid is om ons ekonomie te beskerm en seker te maak dat daar ekonomiese groei en stabiliteit in ons land is. Sjoe, graad 9's, dit lyk nog ons lekker om by hierdie fancy gebou te kan werk. Maar ek wonder, wat het jy nodig om dit te kan doen? Wat se loopbaan moet jy inslaan? Wat se vakkies moet jy neem? Haai, ek ken mos die plek. Dis Ikasi Koffie Company. Hallo Kamwa, jou plek lyk pragtig. Dankie Juliana, dit het baie moeite en harde werk geverf om die suksesvolle koffiewinkel te vestig. Ek moes baie hard studeer en was gelukkig genoeg om 'n BCom graad te verwerf. Hoewel ek nie by die Spoggerige Reserwebank werk nie, kon ek steeds my eie besigheid open. Waar is ons nou graad 9's? Dit is natuurlik die deftige kantore van Deloitte rekenkundige firma. Graad 9's, wie van julle kan julle self eendag in deftige sakeklere sien? Of aan die hoof van 'n raadstafel? Goed graad 9's, soos ek reeds genoem het, gaan hierdie les oor die 3 handelsvakke wat jy in graad 10 as vakkeuses kan neem. Genaamd ekonomie, rekeningkunde en besigheidstudies. Hierdie 3 loop dan natuurlik uit EBW uit. So julle het in EBW gehad ekonomie, wat ekonomie raak in graad 10. Julle het gehad finansiële geletterdheid, wat dan nou rekeningkunde raak, as ook entrepreneurskap, wat dan besigheidstudies raak. Nou ek weet dat nie alle skole al 3 hierdie vakke as vakkeuses in graad 10 het nie. Maar ek wil tog seker maak dat jy 'n ingeligte besluit maak oor die opsies wat wel by jou skool beskikbaar is. Kom ons gaan kyk na die heel eerste een. Ekonomie. Ekonomie is die studie van hoe individue, besighede, die regering en ander organisasies binne in ons samelewing kies om skaars hulpbronne te gebruik om hul talle behoeftes en begeertes te bevredig op 'n wyse wat doeltreffend en billik is. Ekonomie handel verder ook oor die ontledings van spesifieke markte, die voorspelling van toekomstige veranderinge en bied effektiewe oplossings vir probleme aan. Graad 9's, as jy in 'n skierige mens is ekonomie die vak vir jou. Dit help jou om die wêreld om jou beter te verstaan. Jy leer ook meer oor ekonomiese stelsels, soos wat jy in graad 9 reeds geleer het, die markekonomie, die beplande ekonomie, as ook die gemengde ekonomie. En dit help jou om op persoonlike vlak
beter ekonomiese besluite te neem. Ekonomie leer jou oor geldbestuur, beleggings, belasting en begrotings. Ekonomie gee vir jou 'n wye verskeidenheid van loopbaankeuses graad 9's. Jy kan byvoorbeeld kies om 'n ekonoom te word wat spesialiseer in 'n spesifieke veld, soos byvoorbeeld 'n onderwysekonoom of 'n landbouekonoom. Of jy kan 'n politikus word. Jy kan in beleggings ingaan, 'n finansiële beplanner word. Of jy kan selfs jou eie besigheid begin, want om die ekonomie te verstaan, gaan jou help om beter besigheidsbesluite te neem. Baie welkom by ons vandag, Dr. Links. Dr. Links is aan die Universiteit van Stellenbosch verbonde. Hy is 'n ekonomie-dosent. Nou, Dr. Links, ek gaan sommer dadelik begin met die eerste vraag. Ek wil graag by dokter weet, watter vakke het jy op skool gehad en watter vakke stel jy voor moet kinders neem sodat hulle 'n loopbaan in ekonomie kan volg? So ek dink dit is belangrik om veral vir ekonomie, want skryf is 'n goeie eienskap om te hê. Ons help jou natuurlik op universiteit ook om dit te ontwikkel, maar goed beide Engels en 'n ander taal magtig te wees. Ek het ook wiskunde is natuurlik baie belangrik. Dit maak nie saak of jy ekonomie op skool geneem het of nie. Wiskunde is natuurlik baie belangrik en verkieslik nie wiskundige geletterdheid nie, want dis nie baie bereikbaar. Sou jy dan nou kies om ekonomie te studeer, sou jy op universiteit kom. En ek het geskiedenis gehad, ek het rekenkunde gehad. Ja, dit was meestal my vakke, maar ek dink die belangrikste ding daar is eintlik net wiskunde. Die ander goed kan ons jou alles in tyd leer. En ek dink die hele ding op skool is, ek dink die besluit moet nie vir jou so angstig maak nie. As jy wiskunde kies en enigiets anders, dan sal jy heeltemal goed toegerus wees om by ons te kom swat, of dat ek nou liewer sê enige loopbaan as ekonom kan nastreef. Sjoe, baie dankie vir daai insiggewende antwoord. My volgende vraag aan dokter is, ek wil graag weet, wat het vir jou geïnspireer om 'n loopbaan in ekonomie aan te slaan? Was daar iets spesifieks wat jou geprikkel het en vir jou gehelp het met hierdie besluitneming? Ek dink die eerste ding wat ek moet erkenning gee was, ek was nie heeltemal seker wat ek wil word. As ek nou terugdink aan daai tyd. Wat gehelp het was, ons skool het 'n program gehad waar jy jou gekose loopbaan moes naboots. Nou, jy moes toe nou kontak maak met iemand wat in die veld werk en dan vir 'n paar dae saam met die persoon gaan om te sien wat hulle doen en wat die werk behels. En wat snaaks is, ek het daai tyd argitektuur gekies en ek het toe na argitek toe gegaan, maar wat vir my baie meer interessant was, 'n vriendin van my, dan nou toevallig ook genoem Silke, wat toe nou vir Rachel Jafta as haar nabootser kies, en toe sy nou terugkom van haar ervaring af en vir my vertel daarvan, het ek daai was die soort van motoriese moment in my lewe en hoekom ek ekonomie gekies het, want dit was die stories rondom, jy weet, die interaksie met studente en die tipe van leefstyl wat sy lei rondom die netwerke wat sy bou en die interessante probleme wat sy probeer werk aan om op te los. En ek meen, sy werk beide in 'n koöperatiewe as ook koöperatiewe, maar ook opvoedkundige opset, en ek dink dit het vir my baie aanloklik geklink, en ek dink daai was die oomblik wat ek gedink het, okay, hierdie seker nou vir my beskore. Dr. Links, baie dankie dat jy vandag die tyd geneem het om met ons graad 9's te gesels oor 'n loopbaan in ekonomie. Ek is baie seker dat hier sommer 'n klomp van hulle is wat nou graag ook ekonome eendag wil word. Graad 9's,
Die volgende vak wat ons gaan bespreek is rekeningkunde. Rekeningkunde is 'n vak wat fokus op die boekhou, interpretasie en kommunikasie van finansiële inligting in 'n besigheidsomgewing. Dit is 'n waardevolle vak wat jou in staat stel om die finansiële posisie van 'n besigheid te verstaan en te verbeter. Graad 9 is, as jy baie gehou het van die finansiële geletterdheid gedeelte van die vak EBW en jy goed was met die syfers, dan stel ek voor dat jy rekeningkunde moet oorweeg as 'n vak. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie na die tipiese goed wat jy in rekeningkunde kan verwag. Rekeningkunde leer jou hoe om finansiële state te voltooi en te interpreteer, wat alle inkomstes, uitgawes, bates en laste insluit. Dit help jou om die finansiële posisie van 'n besigheid beter te verstaan. Verder help rekeningkunde ook met finansiële beplanning. Dit help jou om persoonlike finansiële vaardighede te ontwikkel. Dit leer jou hoe om 'n begroting op te stel, finansiële doelwitte te stel en om geld doeltreffend te bestuur. Daar's 'n verskeidenheid van loopbane in die veld van rekeningkunde, soos byvoorbeeld 'n rekenmeester of 'n CA, 'n chartered accountant, 'n finansiële adviseur of selfs net 'n besigheidseienaar. Dis belangrik dat enige besigheidseienaar genoeg kennis oor die finansies van die besigheid het. Graad 9 is, ons het vandag die voorreg om vir meneer Matthew Williams hier by ons te hê. Hy het die uitdaging aangepak om die CA-roete te volg. Baie welkom by ons vandag. Matthew, ons wil graag vandag by jou weet, watter vakke het jy op skool gehad en watter vakke sou jy aanbeveel vir 'n graad 9 leerder om te vat indien hulle 'n loopbaan in rekeningkunde wil volg? Ja, so die vakke wat ek op skool gehad het is wiskunde, rekeningkunde, RTT en fisiese wetenskap en om 'n CA te word, was wiskunde en rekeningkunde toepaslik. Maar ek sal regtig aanbeveel as jy weet dis presies wat jy wil doen om ook besigheidstudies en ekonomie te vat as 'n vak, want dit gee vir jou konteks vir die hele wêreld wat jy gaan waarvan jy deel gaan wees as jy 'n CA gaan word. Baie dankie Matthew. Ek is seker dat ons graad 9 leerders nou baie meer weet oor die vakkeuses wat vir hulle sal bevoordeel indien hulle in 'n rekeningkundige veld wil ingaan. Matthew, my volgende vraag aan jou is, ek wil by jou weet, waar het dit vandaan gekom? Wanneer het jy besef, maar dit is die loopbaan waarin jy graag wil gaan, en waar die passie begin vir hierdie veld? Ja, so ek het besluit om 'n CA te word toe ek 17 jaar oud was. Ek het vir 'n paar toetse gegaan by die universiteit en hulle het vir my 'n paar opsies gegee en ek was eerlik nie 100% seker wat ek moet doen nie. En ek het daar gebid en met familie gepraat en mense wat dit al klaar gedoen het en dit het gelyk soos iets wat ek dalk sal geniet, maar ek het nie regtig geweet nie. So dit was 'n bietjie van 'n leap of faith en toe doen ek dit en soos die jare aangegaan toe begin ek sien, okay, dis eintlik vir my en ek kan dit baie goed doen. En 'n groot deel van dit was ek was goed met nommers, ek was goed met wiskunde en rekeningkunde en ek het dit geniet, maar ook die mense deel van die hele CA journey is ook groot en ek geniet dit beskiklik baie. So ja, as jy nommers geniet, as jy mense geniet, is dit 'n goeie ding vir jou. Baie dankie vir jou tyd vandag Matthew. Ons waardeer dit dat jy tyd uitgesit het. Matthew het vanoggend sommer hier gesit en op sy rekenaar sy werk gedoen en ek dink dit is wat ook lekker is om 'n loopbaan in hierdie veld aan te slaan. Daar is geleenthede om van die huis af te werk, om fleksie-ure te werk en ek dink dit maak dit natuurlik ook aanloklik. Graad 9's, natuurlik is dit ook belangrik dat jy besef dat indien jy die CA-roete wil volg of 'n rekenmeester wil word, is daar 'n klomp vereistes wat die universiteit aan jou gaan stel. So gaan maak seker jy weet wat is die vakke wat jy nodig het om hierdie rigting in te slaan. Vra jou onderwyser, vra miskien die voorligter of die LO-onderwyser by jou skool om jou te help. Okay, ons kom by die laaste vak, genaamd besigheidstudies. Besigheidstudies is 'n vak wat fokus op die besigheidswêreld. Dit leer jou oor die verskeie aspekte van 'n besigheid, die verskillende afdelings van 'n besigheid, soos byvoorbeeld die bemarkingsfunksie, die produksiefunksie, bestuur en leierskap ensovoorts.
Besigheidsstudies gee natuurlik ook vir jou 'n kykie in die dag-tot-dag besluitneming wat in 'n besigheid moet plaasvind, die operasionele en die bedryfsbesluite wat elke dag geneem word, sodat jy eendag as 'n entrepreneur beter insigte het oor hoe om jou besigheid te bestuur. Dit help jou om te verstaan hoe die ekonomie werk en hoe besighede 'n belangrike rol speel in die samelewing. Jy leer oor die ondernemingsbeplanning, innovasie en die proses om jou eie besigheid te begin. Dit kan jou inspireer om jou eie idees en drome na te streef. Graad 9 is, as jy iemand is wat hierdie droom het om eendag jou eie besigheid te begin, stel ek voor dat jy besigheidsstudies as 'n vak kies. Nou net om dit vir jou ook verder te beklemtoon, gaan ek vandag 'n bietjie gesels met Heinrich ter Blanche, ook genoemd Ollie. Ollie het 'n baie unieke ervaring en lewensreis gehad en hy gaan vir ons 'n bietjie meer daaroor vandag vertel. Hy is tans die eienaar van Rise Coffee, wat dan nou 'n koffiebesigheid is, en hy gaan vandag met ons 'n paar goed deel. Welkom Ollie. Hi Graad 9's, my naam is Heinrich ter Blanche. So net om kostelik vir julle te sê, ek is die eienaar van Rise Coffee, maar ek was nie altyd die eienaar van Rise Coffee nie. My storie begin waar ek 'n rugby speler was. Ek het provinsiaal rugby gespeel vir die Lions. Ek was in Nieu-Seeland waar ek vir Warrnambool Bush en Cotton Rugby voetbalklub gespeel het en natuurlik toe het ek teruggekom om hierso rugby te speel vir die FVD Arende. Maar toe op 24 Januarie 2015 het my lewe in 'n oogwink verander. Ek het my nek gebreek tydens 'n rugbywedstryd en van daar af moes ek begin hustle om natuurlik 'n besigheid te begin en dis waar Rise Coffee gebore is. Okay, so Ollie, my eerste vraag aan jou vandag is, watter vakke het jy op skool gehad? En watter vakke dink jy sou vir jou gehelp het om 'n loopbaan as 'n besigheidseienaar of dan nou 'n entrepreneur te help vestig? Hi Juliana, baie dankie vir die vraag, 'n uitstekende vraag moet ek sê. So ek het natuurlik RTT gehad, besigheidstudie en lewenswetenskap. Maar as ek oor kon kies, sou ek natuurlik besigheidstudie kies, ekonomie en rekenkunde, wat ek glo jy baie nodig het om 'n entrepreneur te kan wees. Baie dankie vir daai insigte, Ollie. My volgende vraag aan jou en dis 'n bietjie meer 'n persoonlike vraag ook. Omdat ek jou storie ken. Ek wil graag by jou weet, wat het jou geïnspireer om jou eie besigheid te begin? Hoe het jou paadjie geloop? Hoe het jy besluit dat jy graag eendag 'n koffiebesigheid wil oopmaak? So, entrepreneurskap was basies geforseer op my. Ek het begin professionele rugby te speel vir die Lions en toe in Nieu-Seeland, maar toe ek terugkom om vir die FVD Arende te speel, op 24 Januarie 2015 toe verander my lewe in 'n oogwink. Ek onthou daai dag. Ons het in Scrum gesak, die Scrum het opgekom, ek het knak gehoor en net dan het ek alles verloor van my bors af onder toe. Alle beweging, funksie en gevoel wat my 'n kwartopleeg maak. Maar in daai situasie terwyl dinge so moeilik was, moes ek met iets begin het wat my inkomste gee. En dis toe ek entrepreneur geword het. Ek het begin om te bedink buite die boksie sodat ek ietsie kon skep wat 'n meaning het, 'n teruggee en natuurlik 'n storie dra. En dis Rise Coffee. Sjoe, Heinrich, baie dankie dat jy daai hartroerende storie met ons vandag gedeel het en dankie dat jy so groot inspirasie vir baie mense daar buite is. Die van julle wat graag vir Heinrich en vir Rise Coffee wil ondersteun, in die beskrywing van hierdie les is daar 'n skakel wat jy sal neem na sy koffiewinkel toe. Jy kan dan daar vir jouself iets aanlyn gaan aankoop. My laaste vraag aan jou, Heinrich, is om vir jou te vra, wat sou jy vir graad 9 leerders sê wat nou vakkeuses moet maak oor die loopbaan van 'n entrepreneur? Wat kan hulle nou reeds doen om hulle self voor te berei vir so 'n loopbaan eendag, om eendag 'n entrepreneur te kan word? Hi Juliana, baie dankie vir die vraag. So die vakke wat ek vroeër genoem het is baie belangrik. Besigheidstudie, ekonomie en rekenkunde. Maar ook moet jy begin boeke lees. Boeke is belangrik om 'n fondasie te lê. En dan laastens natuurlik moet jy passie hê vir wat jy verkoop aan jou kliënte. Baie dankie Heinrich vir jou tyd vandag. Ek glo dat die leerders baie waardevolle lesse by jou kon leer en dit was vir ons 'n voorreg om jou hier vandag te kon hê.
Deur besigheidstudies te neem, leer jy waardevolle vaardighede, soos kommunikasievaardighede, probleemoplossingsvaardighede, besluitneming en samewerkingsvaardighede. Hierdie vaardighede is nuttig vir enige loopbaan wat jy in die toekoms wil nastreef. Graad 9 is dis wat besigheidstudies so 'n unieke en spesiale vak maak, is die feit dat jy vaardighede aanleer, ja vir die besigheidswêreld, maar ook vir die alledaagse lewe daar buite. Ek sê altyd dat besigheidstudies is daai een vak wat jou voorberei vir enige loopbaan na skool. So maak seker dat jy besigheidstudies as een van jou vakkeuses kies. Sjoe, graad 9's, julle het 'n belangrike keuse wat voor julle lê. En 'n keuse wat moontlik jou loopbaan van jou gaan bepaal. Daarom is dit so belangrik dat jy ingeligte besluite neem wanneer jy vakkeuses maak. Graad 9's, ek wil by jou pleit, moet asseblief nie vakkeuses maak bloot omdat jou vriende die vak kies of omdat dit 'n populêre vak by die skool is of omdat jy van die onderwyser hou of selfs dan nou 'n vak nie kies nie omdat jy nie van die onderwyser hou nie. Moet ook nie net so maak en sê inkie pinkie pankie en dan kies jy 'n vak nie. Graad 9's, ek smeek jou, maak 'n ingeligte besluit, want as jy 'n ingeligte besluit maak, kan jy nie verkeerd gaan met 'n loopbaankeuse nie. Dit was vir my 'n groot voorreg om hierdie les saam met julle te doen. Maak seker jy maak die regte keuse en dan sien ons mekaar weer. Totsiens.